Wel, my ou liewe bejaarde moeder is onlangs oorlede. Ek het daai oproep gekry so 'n paar weke terug en jy hoef my regtig nie jammer te kry daaroor nie. Sy was 93, sy het 'n wonderlike lewe gehad, sy het 'n vol lewe gehad. Haar laaste paar maande was nie lekker gewees nie, maar ek sê dit vir jou met 'n rede. Ek het met haar begrafnisdiens of haar lewensvieringsdiens het ek 'n sekere skrifgedeelte gebruik, een van 'n paar wat regtig ek glo vir ons familie en vriendekring baie hoop gegee het. En dit is Paulus se woorde in 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En dit is so, my ma het swaar gekry en hierdie vers begin met ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Haar laaste paar maande was nie lekker nie. Maar dan gebeur die wonderlike. Daar's 'n ander kant van die graf. Sy het die Here gedien, sy het die Here liefgehad. Dan staan hier die woorde 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref. En dit is wat sy op die oomblik beleef. Dis wat sy op die oomblik smaak. 'n Gelowige wat doodgaan, die ander kant van die graf is die hemel, wat alles verreweg oortref. Wat 'n wonderlike troos, wat 'n wonderlike hoop is dit nie vir elkeen van ons nie. En elkeen van ons wat al iewers 'n geliefde verloor het, weet dit, die ander kant, daar by die Here, daar in die hemel, dit oortref alles verreweg. En dan die woorde, dit is ewig. Dit is ewig. Ons is so behep met die tydelike, want aan hierdie kant van die graf word jy gekonfronteer met die tydelike die hele tyd. Aan die ander kant is dit die ewige. En hierdie wonderlike staat van dit wat alles oortref, dit is die ewige. En dit word ook genoem die onsigbare. Ek en jy kan dit nie sien nie. Ons kan dit nie sien nie. Maar ons moet onsself begin inoefen om die ewige te sien en die onsigbare te sien. En dis een van die uitdagings van die lewe. Is nie net die hier en die nou en die tydelike en die sigbare nie, maar ook die ewige en die onsigbare. En al is dit swaar nou, wat wag vir ons? 'n Heerlikheid wat alles verreweg oortref. En dis die goeie nuus van my ma. Haar pyn, haar lyding, haar tydelike, dis verby. Sy het die wonderlikste tyd aan die ander kant van die graf. Dis my troos. Mag dit ook vir jou troos gee.